tweede kanse. In die stilte van 'n tronksel is daar heel waarskynlik berou, al sou die mombakkies van arrogansie nog steeds manhaftig vir buitestanders opgehou word. Die telefoon aan die een kant van 'n dik, onpenetreerbare glasstruktuur opgetel word om die enkele besoekers gretig te ontvang, betekenisvolle gesprekke te poog. Wat sou regtig in die gedagtes van die wat in hokkies van eensaamheid vasgevang is, aangaan? Sou daar eerlikheid met diself wees, of vermyding, ontkenning, wie weet? Daardie een oomblik van waansin, wat die res van 'n verarmde, gewroegde lewe sou begin. Die tatoeëermerke wat soos inkpaaie met die jare vermeerder het. 'n lewensstorie uit basyn. Meer pers, blou en swart ink as die goddelike dermis van 'n skepper se volmaakte denke. Maar so word die storie van 'n gebroke lewe vertel. Grys skedels, swastikas, pentagramme om die bose een se teenwoordigheid in gebroke, stikkende lewens te verteenwoordig. Hulle skree in grys hokke, slaan vuiste teen klipharde, onontsnapbare mure. Wilde oë wat deur klein skreefies loer, wanhoopig, mal. 23 uur van elke dag. Die wat lewens geneem het, sagkens gestel. Kinders se onskuld vernietig het, soos duiwels, diere. The worst of the worst. Hulle loop met klengelende kettings om polse en enkels, in onpersoonlike tronkgange met blink vloere, kompleet soos die besetene van Gadara. Die wat voorbeeldig is, die sogenaamde model prisoners, het die voorreg om vir enkele sente 'n uur in 'n primitiewe fabriek die dag deur te bring. Dieselfde roetine, elke dag, elke uur. Die inkomste gebruik om rykdom in die vorm van proviant in tronkselle op te stapel. Selfs die slimmes word daarin gespan. Dit bring effe selftrots. Is hulle soos prefekte, hoofseuns by 'n skool, word die borskaste effe vorentoe gestoot. Klein deurskynende TV's, biblioteekboeke, briewe skryf vir die wat reëls soos goed opgeleide honde volg. Well done! Well done! Is die algemene trant van die opperheersers, die in beheer, die wat skokgewere, pepersproei, vuurwapens in die arsenaal het. Die ongehoorsaames, onbeheerbares word in hokke toegelaat om op en af te loop. Trongbroeke halfpad op boude geplak, op die punt om af te gly.
selfs gehoktes, volg immers die fashion. Hoe hard van hart is hierdie weggewerktes van die samelewing? Is alles wat voorheen groen was, totaal en al afgeskroei, afgebrand? Tog sal hulle in eerlike, weerlose oomblikke erken hoe hulle in beter ouer vir die biologiese nageslag, die buite die hoë doringdrade, wil wees. Beter as die wat vir hulle koms in 'n gebroke wêreld verantwoordelik was. Dan kom die sagtheid, deernis na vore, die dierlik wreedheid uit die gedagtes, gesindheid. Beautiful to behold. Pink, welriekende rose in 'n woestyn waar alles afgebrand, vernietig is. Sekere sou wel die eenvormige uniform opvou, agterlaat om die wye wêreld in te beweeg. 'n wêreld van vryheid, regte keuses, new beginnings. Ander nie, sal kos in afgeskorte plastiekborde in reghoekige spasies ingeskuif word tot koue liggame uitgedra word. Die wat meer bevoorreg is, mag geliefdes in oop spasies ontvang. Omhelsings verbode, omhelsings toegelaat. Verskillende kategorieë. Kikkies op tronkselmure wat in donker, wanhoopsoomblikke afgehaal en na gestaar word. Partykeer al wat die verstand in 'n hokkie van relatiewe normaliteit hou. Die geskenk van hoop wanneer die verstand drome by tronkdeure uitvlieg. What if? What if? Enigiets is immers moontlik. Miskien word lewenslange tronkstraf sonder parool verander in lewenslange tronkstraf met parool. Wette verander immers. Die buite die doringhekke, die wat kom besoek en met blink karre wegry, se genade vir die gehoktes is verskillend. Varieer die lojaliteit, empatie. Daar sou wel die wees wat getuig van goddelike intervensies. Hoe die verlosser in tronkselle opgedaag het. Onvoorwaardelike liefde oor hulle siele, selfs liggame uitgestort is. Al sou hulle uiterlik nog dieselfde lyk, sou die innerlike herbaar word. Vrede, vergenoegdheid in 'n klein hokkie gevind, ervaar word. Sou ware vryheid, tweede kanse aanbreek. Al sou dit ook in die vryheid van uitloop by 'n kettinghek of heilige manifestasie van innerlike reinheid wees.